Almagtige God en Vader, ons nader die troon met vrymoedigheid deur middel van die meriete van u Seun Jesus. Dankie dat ons daardie voorreg het. Dankie dat dit hierdie dag is waar u op sy gesit het om met ons te verkeer. Here, ons is hier omdat ons ook met u wil verkeer. En daarom maak ons harte oop vanmôre en wil ons vra dat u ons sal bedien deur u Gees en dat hy die vertolker van die woord sal wees, dat dit ons sal versterk en vestig en nader aan Jesus bring. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Dis werklik 'n voorreg om saam met julle te aanbid vanmôre vir my en Bets. Daar's bekende gesigte, maar daar's baie onbekende gesigte en eintlik is dit wonderlik. Want dit dui aan dat die kerkfamilie groei en dat ons nuwe familielede kry om ons te bemoedig in ons dienswerk en ons ywer vir die Here. Van aftrede is daar nie eintlik veel nie. Ek het 'n goeie vriend wat sê mens tree nooit af nie, jy tree net op. So ons, of ons dit nou wil erken of nie, bly God se heeltydse geroepenis. Maak nie saak wat ons doen, op watter fase van die lewe ons onsself bevind nie. Ons is geroep om vir hom te leef en ons lig vir hom te laat skyn in die hoekie waarin hy ons geplaas het. Ek nooi u saam om die Bybel oop te maak na 3 skriftuurgedeeltes en dit gaan vir ons 'n raamwerk skets oor die tema van ons oordeenking vandag. Die eerste wil ek vra dat u blaai na Genesis 5 en daar lees ons van vers 21 tot 24. Ek lees uit die 83 vertaling en die woord van die Here lees soos volg. Toe Henog 65 was, het hy die vader van Methuselah geword. Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar naby God geleef en het seuns en dogters gehad. Henog se ouderdom was dus 365 jaar. Hy het naby God geleef. En toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na hom toe weggeneem. En dan die tweede gedeelte, daar die helde akker, waar ons kyk na die geloofsreëse van die Bybel. Hebreërs 11, en hier is die getuienis aangaande Henog, Hebreërs 11, en daar vers 5 en vers 6. Die woord lees soos volg. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het. En hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. En dan die laaste getuienis van hierdie man se lewe, die boek Judas, die boek net voor Openbaring. Judas, en daar lees ons 2 verse wat lig werp op die lewe van Henog. Judas vers 14 en vers 15. Dit is oor hierdie mense dat Henog, wat die 7de geslag na Adam was, geprofeteer het. Hy het gesê, kyk, die Here kom met sy 1000 heilige engele, en hy sal oor almal oordeel. Hy sal al die goddeloses, al die sondaars straf, oor al die goddelose dinge wat hulle in hulle goddeloosheid gedoen het, en oor al die lasterlike dinge wat hulle teen hom gesê het. Mag die woord van die Here aan ons verklaar word tot eer van sy naam. Dit het begin met 'n leuen uit 'n listige slang. En wat het die slang gesê? Julle sal beslis nie sterwe nie, as julle eet van hierdie boom van kennis in die tuin van Eden. Dis sommer 'n wollaar storie, julle kan maar eet. En sedert daardie rampspoedige dag in die tuin van Eden bevestig die geskiedenis vir ons die teendeel van juist daardie leuen. Sedert het die dood vir alle mense ingetree.
En word die slang se bedrog eintlik elke dag onheilspellend verkeerd bewys. Die mens is bestem om te sterwe. Die vloek van sonde het deel van ons lewe geword. En daarom sien ons in Genesis 5, mens hoor amper die dromslag van die dood wat echo deur die geslagsregister van die vroeë antediluviane, hulle wie geleef het voor die vloed. Vir 8 keer lees ons in Genesis 5, toe het hy gesterf. Adam 930 jaar, toe het hy gesterf. Set 912 jaar, toe het hy gesterf. Enos 905 jaar, toe het hy gesterf. Kenan 910 jaar, toe het hy gesterf. Jared 962 jaar, toe het hy gesterf. Methuselah 969 jaar. Lamech, Noag se vader, 777 jaar, toe het hy gesterf. En dan kom daar 'n uitskieter. Ek weet nie of julle al gekyk het na of 'n musiekkonsert bygewoon het waar komponiste se werke gedoen word nie. En baie keer is daar meer moderne elemente van moderne werk en dan gee hulle die geboortedatum van die komponis en dan is daar nie 'n sterftedatum nie. Wat verskyn in die program? 'n sterretjie. 'n sterretjie, want hierdie persoon leef nog. Die dood het 'n gereelde feit geword in die menslike bestaan. En die hele menseras is eintlik onder die vonnis van die dood as gevolg van sonde. Ons sien heel eerste is Abel vermoor deur sy broer Kain. En daarna was Adam die eerste sterfte van die menseras. Adam het gesterf as gevolg van sonde. Dit moes verskriklik gewees het. Dit moes erg gewees het. Die periode voor die vloed staan bekend as daardie antediluviaanse tydperk. En mense in daardie tydperk het baie lank geleef. Hulle was geseën, hulle was sterk. Henog was die 7de geslag na Adam en Eva gewees. Maar alreeds was die effek van sonde so suurdeeg sigbaar in die lewens van mense. Dit het hulle infiltreer. Dit het hulle korrup gemaak. Die wêreld het sedeloos begin word. Mense het walglike sondes begin pleeg. Nou, terwyl ons kyk na die studie en ons kyk na Genesis 5, wil ek net so 'n klein misverstand uit die weg uitrem, waar ons baie keer vashak in ons interpretasie. Genesis 6 vers 1 en 2 beskryf die toenemende verderf van die mense in daardie tyd. Dit lees soos volg: toe die mense op die aarde begin vermeerder en daarvan hulle dogters gebore is, sien die seuns van God. Nou hier is waar die hakplek kom. Dit is die 53 vertaling en dit is die korrekte vertaling. Die 83 en 2020 vertalings verwys eerder na die seuns van God as hemelwesens. So, baie mense dink dat bose geeste geslagsomgang gehad het met die dogters van die mens en dat dit die rede was vir die boosheid en ontstaan vir boosheid waarin mense geleef het. Ek lees aan vers 2. Die seuns van God, dat die dogters van die mens mooi was en hulle het vir hulle as vrou geneem, almal wat uit hulle verkies is. Vers 5 is insiggewend. Toe sien die Here dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was. Dit het die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het en daar was smart in sy hart. So, ek wonder hoe voel die hart van die Here vandag? Adam en Eva se stamboom en die regressie van sonde verloop soos volg. Hier is hoe dit gebeur. Kain en Abel is gebore. Kain vermoor vir Abel en die Here gee vir Adam en Eva nog 'n seun. Wat was sy naam? Set. Goed. Kain en sy nakommelinge, hulle hou aan met hulle boosheid. Hulle verkeerde weë word deel van hulle lewe. Veel wywery. Hulle het met minagting teenoor die Here geleef. Hulle het hom verontagsaam en sy woord verontagsaam. Hulle het uittartend teenoor God geleef en gesê, maar hierdie storie van straf vir sonde is sommer 'n klomp onsin. Ons sien nie die gevolge van ons lewenswyse of dit wat ons besluit om te doen nie. Hierdie storie dat
wat oorgedra is uit die tuin van Eden, dat die mens eintlik sal sterf, is eintlik net 'n klomp stories. Dis 'n leedreigement van God. Die slang was reg. Daar's geen gevolge vir ons optrede nie. Ons kan dus aanhou doen wat ons wil, leef na ons plesier, leef sonder reëls, regulasies. Ons gaan die lewe voluit geniet. Dit was die lewensweg van die nastammelinge van Kain. Aan die ander kant het ons Set gehad. Set en sy nakomelinge het in die weë van die Here gewandel. Die woord en die instruksie van die Here was vir hulle belangrik. En vir 'n lang tyd het hierdie twee klasse, hierdie twee boeties en hulle nakomelinge apart geleef. Maar met die tyd het Kain se nageslag hulle kom vestig in die vlaktes en valleie waar die nakomelinge van Set gewoon het. Nou maak dit sin. Toe sien die seuns van God, die nakomelinge van Set, dat die dogters van die mens, die nakomelinge van Kain, mooi was. En so het die bose geïnfiltreer. Die seuns van God kan eintlik nie na hemelse wesens verwys nie, aangesien die voornemende straf wat God vir hierdie boosheid beplan het, eintlik vir die goddelose mense van toepassing was. En ons weet ook in Matteus 20 vers 22-30 wat vir ons 'n aanduiding gee dat engele ook nie eintlik kan trou nie. So, dit klaar miskien daardie misverstand op oor die boosheid en hoe dit ontstaan het en hoe sonde geïnfiltreer het en die mense korrup en sleg gemaak het. So, vanmôre, die groot vraag. Wie is die oudste man wie nog lewe? Dis vanselfsprekend nie. As daar nog 'n sterretjie is agter die naam van Henog, en as ons terugdateer na die tyd van Adam toe, so ongeveer 6000 jaar terug, dan merk ons dat Henog gebore was toe Adam 622 jaar oud was. En dit maak Henog ongeveer 5400 jaar oud. Genesis 5 vers 24, Henog het naby God geleef, en toe was hy nie meer nie, want God het hom na hom toe weggeneem. Vir die eerste 64 jaar van sy lewe kan 'n mens dalk aflei, dat Henog heel waarskynlik geleef het, soos die mense rondom hom. Hy het heel waarskynlik sy geluk en plesier gesoek, in die plesiere wat die lewe aangebied het. Maar toe hy 65 jaar oud word, het iets gebeur. Iets het gebeur toe sy eerstelingsseun Methuselah gebore is. Iets radikaals het hom verander. Daar was 'n omkeer in sy lewe gewees, 'n radikale omswaai. 'n Dinamiese verandering, 'n keerpunt wat sy lewe in 'n ander rigting gelei het. Miskien het Adam hom opgesoek. Miskien het Adam met Henog gesels. Miskien het Adam, en ons weet dat Adam geleef het tot die ouderdom van 930, en miskien het Adam hom vertel van die absolute heerlike tye daar in die koelte van die aand, waar God self met sy twee kinders kom tyd spandeer het. Waar hulle geloop en wandel het in die teenwoordigheid van God, hoe soet, hoe wonderlik dit was, hoe heerlik dit was, hoe onbeskryflik heerlik dit was, en hoe Adam dit so mis. En dan kan daar ook die ander deel van die verhaal wees, die tragiese gedeelte, van die menslike swakheid en die hartseer gevolge, as gevolg van die verkeerde besluit wat Adam en Eva geneem het in die tuin, die feit dat hulle verban was uit die teenwoordigheid van God, dat hulle nie meer hierdie spesiale tyd en forum gehad het om met hulle God te verkeer nie. En miskien het Henog en Adam verby die ingang van die tuin van Eden gestap en die twee engele gesien wat die ingang bewaar, en het hulle weer eens besef wat 'n absolute hartseer en verwydering sonde bring in 'n mens se lewe. In sy 65ste jaar het God homself aan Henog geopenbaar en hom vertel van die dinge wat sou kom. En ons het daarvan gelees in die boek Judas. Die geboorte van sy seun egter was 'n katalisator vir die groot ommeswaai in sy lewe. Hoekom? Ek dink die betekenis van Methuselah gee vir ons 'n kriptiese leidraad.
Methuselah beteken wanneer hy sterf, sal dit kom. Wanneer hy sterf, sal dit kom. Uit 'n pen van inspirasie, die boek Patriarge en Profete, lees dit soos volg: God het die sluier gelig en die toekoms aan Henog geopenbaar. En onthou, Henog het 'n paar geslagte geleef voor Noag, so 600-700 jaar voor Noag geleef. So, hierdie dinge moes nog plaasvind. Deur heilige engele het God aan Henog bekend gemaak dat hy voornemens was om die wêreld deur middel van 'n sondvloed te verwoes. En hy het die verlossingsplan ook meer volledig aan hom bekend gemaak. Deur die gees van profesie het hy hom deur die geslagte wat na die sondvloed sou leef gevoer en die groot gebeurtenisse met die wederkoms en die einde van die wêreld saamgaan aan hom getoon. En toe hy gebore is, toe Methuselah gebore is, het hy geweet dat iets belangrik sou gebeur. En hierdie feit dat sy seun se naam 'n besondere betekenis het en die insig wat hy gekry het deur dit wat God hom getoon het, het hy geweet dat iets kon gebeur. Wat sou gebeur as Methuselah tot sterwe sou kom? Wel, hy het in sonde geleef, hy het nie geweet hoe lank sal sy seun lewe nie. Hy kon dalk siek geword het, dalk na sy geboorte, miskien as 'n jong man. Hy kon doodgaan. En daarom wil dit voorkom of daar 'n dringende obsessie by Henog ontstaan het om sy lewe om te draai en ag te gee op dit wat God in sy woord van hom verwag. Hy het 'n wilsbesluit geneem om God dringend op te soek, om God eerste te plaas in sy lewe, sonder om te aarzel. Het hy geweet dat die oordeele van God uiteindelik sal plaasvind en hy het nie geweet wanneer nie. Daardie tyd het hy nie geweet dat die oordeel van God eintlik nog 969 jaar sou neem om plaas te vind. Dat die oordeele van God, die sondvloed, eers dan sou plaasvind. En weet die gelowiges vanmôre, hierdie optrede van God maak eintlik vir ons 'n venster oop, sodat ons die hart van God kan sien. Het jy al opgelet in die Bybel, God tree nooit arbitrair op nie. God verlustig hom nooit daarin om mense uit te vang nie. Ek gaan 'n wip stel, ek gaan 'n lokval stel, en ek gaan julle vang en daarna gaan ek julle straf, want julle verdien dit. Is dit hoe God werk? Nee, voordat God optree, kom daar altyd 'n waarskuwing. 'n waarskuwing. Hoekom? Omdat God wil hê dat mense tot inkeer moet kom. Wat het God gekom? Wat is sy missie? Om mense te straf en mense te red. Daar's twee absolute dinge wat ek glo die wil van God is. Eerste is natuurlik dat wanneer u en ek hier leef en ons sy volgelinge is, en wanneer ons bely dat ons sy disippels is, dat ons elke dag meer en meer soos Jesus moet word. Dit is sy wil vir elkeen. En dan tweede, sy absolute wil vir elke mens, is dat elke mens gered sal word in sy ewige koninkryk. Dit is God se primêre doelstellings met die mens. Om te red, te keer dat daar straf is. Eers toe Methuselah gesterf het, toe hy 969 jaar oud was, eers toe is die oordeel van God oor die mensdom voltrek, en ons weet dat Noag gepreek het vir hoe lank, 120 jaar kan jy dit oorvertel, dat hy oor en oor dieselfde boodskap gebring het, en dat daar uiteindelik net 8 getroue volgelinge was, wie geluister het na die woord van God en die waarskuwing, en wie gered was uit die groot vloed. Daarom vra ek vanmôre, is die lewe van Henog nog relevant? Was hy nie dalk 'n geestelike uitskieter nie? 'n geestelike frats? Ek meen, kom aan. Kry mens mense wat soos hy leef? En is ons nou veronderstel om te leef soos Henog? En wanneer ek aan Henog dink, dan kom daar 'n woord in my kop op, perfek. Perfek. Sonder foute. Die heldeakker van geloofsreëse gee die getuienis rondom hierdie wonderlike man. Vers 5.
Want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. Nou ja, as ek dit lees, dan vra ek vir myself, daardie jackpot vraag, hoe behaag ek God dan? Want ek wil ook hê wat Henog gehad het. Ek wil ook doen wat hy gedoen het. Hoe kom ek by die punt waar God ook van my kan sê, soos van Henog en van sy geliefde seun, hier is my geliefde seun, hier is my geliefde dogter, in wie ek 'n welbehae het. Hier is 'n kind van my, in wie ek tevrede is. Hulle bring vir my vreugde en blydskap. As ons kyk na hierdie wonderlike verhaal van hierdie man, en uit die skrifgedeeltes wat ons gelees het, wat ons inligting gee oor Henog, dan kan ons kyk na sy getuienis, en hier is die getuienis wat ons kan aflei van dit wat ons lees. Eerstens, hy het met God gewandel. En ons sal nou 'n bietjie kyk wat dit beteken om te wandel. Tweedens, hy het geloof in God gehad. Met ander woorde, hy het in God geglo. Hy het geglo daar is 'n God. Dan het hy God behaag. Met ander woorde, ons het gesien dat hy God tevrede stel. God was tevrede met hoe hy geleef het. En dan weet ons ook dat as 'n mens lees uit patriarge en profete, dan sien ons dat hy was nie skaam om getuig vir God nie. Dit was vir hom wonderlik dat ander van hom gesê het dat hy disipel, 'n volgeling van Jesus was. En dit was vir hom 'n vreugde om te getuig oor wie hy besig was om te volg. Hy het geglo dat God die beloon wat hom soek. So wat beteken dit dan om met God te wandel? Gaan dit oor die feit dat God hier langs my loop? Nee, dit gaan nie daaroor nie. Kan ek dit dalk probeer illustreer, soos, ek weet nie of julle, deesdae is alles elektronies, maar in die ou dae het ons radio's gehad, en jy het so 'n knop gedraai, en dan het jy gesoek na die stasie, en dan was daar so gesuis van wind, en dan het jy partykeer net so raaklings na by die stasie gekom, maar jy het nie lekker gehoor nie, eers wanneer jy perfek ingeskakel was op die golflengte van daardie stasie, dan het jy gehoor. En broers en susters, dit gaan daaroor dat ek en jy ingestel is op die golflengte van die hemel. Sodat ons heeltyd in verbinding is met God. Dat daar suiwer ontvangs is. So om heeltyd ingeskakeld wees, sodat ons sy stem kan hoor. Want die radio moet aangeskakel wees. Anders kan 'n mens nie kontak maak met die golflengte nie. Nou ek weet, as ons kyk na ons gewone verhoudings, en wanneer ons met 'n vriend of 'n vriendin stap, dan stap ons gewoonlik met iemand met wie ons graag wil wees. Dis iemand wie jy graag beter wil leer ken. Wanneer jy gaan stap, dan stap jy nie suid en die ander een noord nie. Nee. Julle stap saam, ons stap saam. En wanneer ons dan saam stap, dan beweeg ons in dieselfde rigting. En gelowiges vanmôre, ek kan onomwonde vir u sê, dat wanneer ons met God stap, dan stap God eintlik altyd weg van sonde af. So dis die roete wat hy beplan vir ons. 'n Roete wat ons weglei van sonde af. Sonde wat ons eintlik wegdryf, wat tussen ons en hom kom. En wat vir ons moeilik maak om die besluit te maak om saam met hom te wandel. Ek is dankbaar dat Henog nie met die Here gedraf het nie. Dat ek lees Henog en die Here het saam gedraf. Het is lekker om te draf, met draf buddy te hê. Maar weet jy wat, ek weet nie van julle nie. Het julle al probeer gesels wanneer julle draf? Dis moeilik. Mens hyg na jou asem. Jy kan nie sinsnedes voltooi nie. Jy kan nie lang gesprekke voer nie, want jy is moeg. Jy hyg na jou asem. Moeilik om te kommunikeer. Dis wonderlik as jy 'n stapmaat het. Want julle is net hier by mekaar, julle voel mekaar aan. Amper 'n fluister is hoorbaar. Daar's 'n aanvoeling. Mens stap in dieselfde rigting, teen dieselfde pas. Dis wonderlik. Dan kan 'n mens mekaar hoor. Maar nou vra hy my, hoe is dit dan moontlik? Ek vind dit baie uitdagend om net 'n paar minute met my Bybel te vat en te lees. Ek weet ons moet lees en bid, dit is wat van ons verwag word as gelowiges, as volgelinge van Jesus. Maar 'n
'n hele dag, 'n hele week, 'n maand. Hoe kry 'n mens dit reg vir 300 jaar? Dalk sê jy maar dis makliker vir Henog, daar was nie die internet nie. Daar was nie die versoekings van die internet nie. Kan ek je herinner vanmôre dat Henog omring was deur wêreldsgesindheid en versoekings net soos in ons tyd. Inteendeel, die Here se versadigingsdrempel met die mense van daai tyd was op. Hulle was so boos dat hy spyt gehad het dat hy hulle geskaap het. Hy was van voorneme om die loon van sonde te straf. Die straf wat die antediluviane so ligtelik afgemaak het en hulle gedink het nie oor hulle sou kom nie. Daardie vernietiging deur water. Kan ek aan u noem vanmôre, vir Henog om met God te wandel het beteken dat hy elke dag opgestaan het met die begeerte, Here, waar wil u vandag heen gaan? Here, waar toe vandag? Hy het sy hart daarop ingestel om met God te stap aan sy sy in dieselfde rigting teen dieselfde pas. Heel dag lank hy was ingeskakel op die golflengte van die hemel. En so het dit by my lewenswyse geword. Dit het by hom 'n gewoonte geword om met die Here te wandel, om die Here te ken. Elke oggend het hy eenvoudig aanhou stap in die rigting waarin hy beweeg het. Totdat God eintlik vir hom eendag gesê het, Henog, ons het al so ver gestap. Dis vir my so vreugde om jou as my vriend te hê. Dis nader aan my huis, so kom bly maar by my. Bly by my. Ek wil jou vir ewig vriend wees. Ek wil hê dat ons vriendskap moet voortgaan. Ek wil jou hier hê as my vriend. Daarom onderskraag die profeet Jeremia die wonderlike gedagte. Jeremia 29 vers 13 en 14. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle halwe hart. Nee, julle hele hart. Want wie tot God nader moet glo dat hy bestaan. En dat hy die beloon wat doen. Wat hom soek. Wat hom soek. Hou vriende, ek dink ons moet meer mediteer oor hierdie gedagte. Ons moet meer mediteer hieroor. Ons moet self kontak maak, ons moet self ervaar. Ons moet toelaat dat die Here met ons spreek, ons is te haastig. Ons moet tyd neem. Ons moet indrink. Ons moet luister vir die fluisterstem van die Heilige Gees. Vir die opdrag wat hy vir ons dalk gee. Dalk wys hy vir ons sekere dinge uit wat ons moet bely. Dit hang ook af van hoe honger ons is om iets te kry. Het dit al gelees in sportlei, of enige iemand wat 'n sekere vlak wil bereik in dit wat hulle doen. As hulle wil presteer uitstaan, dan hoor ons gewoonlik, dis hoe honger hulle is. Die intensiteit van dit waarna hulle verlang, die tyd en aandag wat hulle daaraan toewy. Want my herlaai is musiek. Dis wonderlik. Dit herlaai my. Dit soos hulle sê, re-energize. En wanneer God toegelaat het, dat ons hom vind en dat ons kontak maak en dat ons energie van hom kry, dan vra ons vir hom om ons te help, dat hy vir ons teenstaatstellende krag gee, sodat ons kan doen wat hy doen. En kort voor lank word ons same sy minute, en voordat ons besef is dit ure, en dit word 'n lewensgewoonte, dag na dag is ons ingestel, ons kan nie anders nie, want dit is waaraan ons gewoond is. Dit is die vreugde wat ons vind, dit het 'n lewensgewoonte geword by ons, en ons wandel onophoudelik met die Here. Gelowiges vanmôre, ons skaar ons nie by hierdie genootskap, net omdat ons saam 'n lidmaatskap by die 7de dag Adventiste kerk het nie. Ons geloof is lewensveranderend, want dit wat ons glo, het 'n effek op ons totale lewenstyl, ons totale wese. Ons is nie burgers van hierdie koninkryk nie, ons is op pad na die hemels en God het ander beginsels in koninkryke.
koninkryksbeginsels waaraan ons moet voldoen. Ons is geesgedrewe mense. Ons word gelei deur die Gees. Ons is ingeskakel op die dinge van die koninkryk waarheen ons gaan. Uit die pen van 'n geïnspireerde skryfster in haar boek Testimonies, volume 8, bladsy 330 en 331. Hoor wat sê sy. Enoch's heart was upon eternal treasures. The greater the existing iniquity, the more earnest was his longing for the home of God. While still on earth, he dwelt by faith in the realms of light. Day by day, he had longed for a closer union. Nearer and nearer had grown the communion until God took him to himself. To such communion, God is calling us. As was Enoch's, so must be their holiness of character, who shall be redeemed from among men at the Lord's second coming. Ons hoef nie permanent op ons knieë te wees nie, broers en susters. Maar my hart kan heeltyd ingestel wees op die golflengte van die hemel. Dis wat jy nou gedoen het. Hy het seker gemaak dat die verbintenis altyd daar was. Hy het God eg geken, God genooi om eg deel te wees van sy lewens program. Uit die juweelboekie Skrede na Christus, bladsy 85, onophoudelike gebed beteken die onafgebroke gemeenskap van die siel met God, sodat die lewe van God in ons lewe kan instroom en waaruit ons lewe weer reinheid en heiligheid kan terugvloei tot God. So uit hierdie verhaal wil dit vir ons voorkom dat iets dinamies gebeur het toe hy 65 jaar oud geword het. Die werking van die Heilige Gees het hom heel waarskynlik tot inkeer gebring. Hy het homself gesien soos hy werklik was, 'n behoeftige sondaar, dat by my onwillekeurige drang en behoefte ontstaan om God op te soek met sy hele hart. Hy het besluit om die Here 'n kans te gee in sy lewe. Sy lewe het 'n nuwe wending ingeneem. Broers en susters, kan ek dit dalk voorhou dat Henog vir die eerste keer toe hy 65 jaar oud geword het, 'n opregte bekeringservaring in sy lewe ondervind het. En nou deel ek met u iets wat my diep in die hart raak, en ek praat van een sondaar tot ander sondaars. Die grootste behoefte in die kerk, die grootste behoefte in hierdie gemeente, die grootste behoefte in my lewe, is dat ek 'n ware bekering moet ondergaan. Dat ek op die plek kom waar ek ophou skuil agter pretensie en vertoon, my vroom kerkbombakkies, probeer skuil agter die mooi beeld wat ek projekteer, waar ek eerder onbeskaamd en eerlik voor God sal staan, en waar ek diep eerlik sal wees en die tekortkominge in my ervaring voor God sal erken. Sê, Here, dit is ek. Ek het U nodig, ek het 'n nuwe hart nodig. Ons sien dikwels rym ons professie nie met ons possessie nie. Ek weet, dit is 'n vieslike anglisisme. Maar ons sê een ding, en ons lewe wys iets anders. Daar's nie sinergie nie. Dit maak nie sin nie. Ek raak dikwels ongeduldig en geïrriteerd met my broer en suster. Ek tree verneig op omdat iemand my te nagekom het. Ek voel verontreg want iemand het iets verkeerd gedoen. Ek is jaloers, ontevrede omdat ek nie my sin kry nie. Is dit moontlik dat ek vorige week is en nie eintlik is wie ek voorgee nie? Van alle uitdagings in my lewe as Christen moet ek eerlik wees vanmôre en sê dat self die eie ek, dat dit die grootste hindernis is wat ek moet oorkom in my Christelike lewe. Paulus besef dit en hy sê in 1 Korintiërs 15:31, ek sterf dag vir dag. Elke dag het ek nodig om dit te sê. Henog sowel as Paulus se grootste oorwinnings in hulle lewe was juist toe hulle tot hierdie besef gekom het. Dat hulle self nie kon nie, dat God
hulle is in staat sou stel tot daaglikse oorwinning. En dit behels dat ek elke dag sal bid, Here, vandag nie ek nie, maar Jesus. En môreoggend wanneer ek wakker word, Here, nie ek vandag nie, maar Jesus. Nie ek vandag nie, maar Jesus. Elke dag. Dit is Jesaja 8, 3, 6 en 3 en 7. En dit is wat sy sê, waarna die wêreld kyk, en wat hulle verwag van ons getuienisse, omdat ons onsself volgelinge, Christene, disciples van Jesus noem. Sy sê, en sy verwys na die wêreld, what they need is to behold Jesus. Daily we need the fresh revealing of His presence. We need to follow more closely His example of self-renunciation and sacrifice. It is not only at the beginning of the Christian life that this renunciation of self is to be made. At every advanced step heavenward, it is to be renewed. Here, vandag, nie ek nie, maar soos Jesus. Nie ek nie, maar soos Jesus. Dis die hoë roeping waartoe God vir jou en my roep. Dit is die standaard van die getuienis wat hy graag van ons vra. Hy wil hê dat ons lewens elke dag meer en meer soos sy seun moet word. En hoe nader ek aan Jesus sit, hoe meer word sy teenwoordigheid gereflekteer uit my lewe uit. Hoe meer word daardie dowwe beeld wat sonde in ons lewe veroorsaak, gepoets, en hoe meer kan Jesus gereflekteer word in my lewe, deur sy teenwoordigheid in my lewe. En wanneer ek so leef, so afhanklik, so in pas, so in verbintenis, so naby Jesus, dan beleef ek werklik sy teenwoordigheid in my lewe. En dan word Paulus se getuienis ook die woorde van my getuienis. Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Jesus leef in my. En wat ek in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my gegee het. Henog het op God staat gemaak om reg te leef. En gelowiges, vanmôre as ons wil kyk na redding en reg leef, dan moet ons die konsep van geregtigheid deur die geloof oorweeg. Geregtigheid deur geloof is eenvoudig om te weet wat reg is en daarvolgens reg te doen en te lewe. Nou, as 'n mens kyk na die konsep, is daar gewoonlik 3 stappe. Eerstens, wanneer ek as sondaar soek na dit wat reg is, en wanneer daar in my 'n begeerte ontstaan om te wil doen wat reg is. En dan tweedens, wanneer ek as sondaar gewillig is om nie te hoor en te lees wat reg is nie, maar ook myself dan beskikbaar stel om te doen wat reg is. Met ander woorde, daar word in my 'n wil gebore om te doen wat reg is. En dan wanneer ek 'n sondaar reg doen, nie deur my eie pogings nie, maar deur die kragtige werking van die inwonende Gees, wat my lewe verander, en wanneer God dan in my lewe en van my lewe kan sê, hier is 'n seun, hier is 'n dogter, in wie ek 'n welbehae het. Ek neem so maklik die eerste stap, daar is by my 'n begeerte om reg te doen. Ja, ons wil reg doen, en ons wil reg doen omdat ons geskape is in die beeld van Jesus. Daar is inherent in ons DNA deel om goed te doen. Dit is daar, ons wil goed doen. Maar dan kom ek net by die punt dat ek regtig gewillig is om te doen wat reg is. En ek gee myself nie oor aan daardie proses nie. En omrede ek nie ten volle gewillig is om te doen wat reg is nie, kan die derde proses nie plaasvind nie. Christus kan nie in en deur my werk nie. En ek verbeur die kragtige werking van die Heilige Gees in my lewe. En soms begin ek dan twyfel oor hierdie Christendskapstorie en hierdie teorie, dat dit eintlik onmoontlik is om die beeld van Jesus te reflekteer in my lewe. Wat is die geregtigheid deur die geloof? Dis niks meer as liefdevolle gehoorsaamheid aan Jesus nie. Nog 'n juweeltjie, ek lees vir u uit Christ Object Lessons 3 en 2. When we submit ourselves to Christ, the heart is united with his heart. The will is merged in his will. The mind becomes one with his mind. The thoughts are brought into captivity to him. We live his life. This is what it means to be clothed with the garment
of righteousness. Onthou jy die gelykenis van die bruilof in Matteus 22? Wat was die toegangskaartjie tot die bruilofsfees? Die kleed wat die koning gestuur het. En daarom sien ons dat toe die bruilofsfees in aanvang wou neem, wat het die koning gedoen? Hy het kom kyk wie die kleed aan het. Wie die kleed aan? Wat was die kleed? Sonder die kleed het ek nie toegang tot die bruilofsfees nie. Dis Christus se toegerekende geregtigheid, daardie kleed. Dis wanneer ek bekleed word met sy verdienste, sy meriete. Dis slegs hierdie geregtigheid, die kleed wat hy my gee, wanneer ek geen aandeel het nie. Wat my laat kwalifiseer vir die hemel, dis die enigste manier hoe ek reggestel word voor God en die vereiste van God. Dis uitsluitlik deur Jesus se verdienste dat ek gered word en dat God my aanvaar. Maar dan is daar ook, omrede ek met Christus bekleed is daar toebedeelde geregtigheid. Iets gebeur in my lewe. Ek begin transformeer, ek begin ander waardes besef en leef. Ek sien dat my lewe anders begin uitspeel, my gedragsverandering is anders. Ek begin meer en meer soos Jesus lyk. Ander kan dit sien, hoor, ervaar in my lewe. Ek begin meer en meer groei en opwas in hom. En elke fase van my opwas en my groei in hom, is ek volmaak in hom, omrede ek bedek is in hierdie proses met die kleed van Jesus se geregtigheid. Nou sal jy vir my vra, maar wat is die relevantie in 2025 van Henog se verhaal? As jy mooi daaroor nadink, dan is daar eintlik baie parallelle. Sy lewe is 'n uitbeelding van wat God eintlik in jou en my lewe wil doen en wat hy eintlik van ons verwag om te doen. God se standaard en vereiste bly dieselfde. Vriende, vanmôre dis onomwonde deur profesie en veral die profesie van Daniël 2. Weet ons dat die volgende groot gebeurtenis wat moet plaasvind is daardie groot rotskoninkryk wat daardie beeld verpletter. Dit is die wederkoms van Jesus Christus. Dis die volgende groot ding wat moet plaasvind in die wêreldse geskiedenis. Sy koms is voor die deur. En ek en jy word geteken, wanneer ons kyk na die sending van hierdie genootskap, hierdie kerk waaraan ons behoort, dan sien ons dat toe hierdie kerk eintlik gestig was, hier reg na die tyd van die einde, hier reg na die profesie van die 2300 aardes en môres, hier reg na 1798, wat in Bybelse profesie die tydperk van die einde aandui, dat hierdie kerk gestig is, en dat die Here hierdie kerk geroep het met 'n pertinente bediening. Wat het ons gesê, wat doen die Here voordat hy optree? Hy waarsku. En die boodskap van waarskuwing wat ons uitdra is die boek, is die wonderlike boodskap in Openbaring 14:6-12. Dit is die waarskuwingsboodskap. Maar broers en susters, daar is 'n gedeelte waarop ek dink ons net so 'n oombliekie moet konsentreer. Ons is so opgewonde om vir die mense te sê, die wêreld is vervalle, Babylon is vervalle, die strawwe van die Here kom neer op Babylon, bekeer. Aan die eerste gedeelte van vers 6 van Openbaring lees, en ek het 'n ander engel in die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig. En wat is die ewige evangelie? Dis die goeie nuus van verlossing deur Jesus Christus. Daar's baie mense wat hom nie eens ken nie. Wat net die seën van redding en die heerlikheid van 'n verhouding met hom bestaan nie. En daarom vra mense vandag nog dieselfde vraag. Is daar 'n God van liefde wat bestaan? En baie keer hoor ons in die konteks van die boodskap wat ons met uitkraan, ons weet dat die eerste engel verwys na ware aanbidding, na die God wat die hemel en aarde geskaap het. Ons hoor die vraag, bestaan die skepping? Het die wêreld dan nie bestaan uit evolusie nie? Is dit nodig om God te gehoorsaam? Postmodernisme gee aan my die autonome autoriteit om te besluit hoe ek my lewe wil lei. Ek skryf my eie reëls. Dis wat die samelewing
vir my gee om te doen, dis my voorreg, en jy moet aanvaar hoe ek leef. Sy wederkoms bestaan nie. Dis 'n klug man, julle klomp Christene, julle praat oor dieselfde ding, vir hoeveel jaar en dit gebeur nie. Waar is die oordeele van God? Sien, ons leef nog soos ons wil. Ons leef in plesier, ons leef sonder enige reëls. God se eise, wat hy van julle vra as Christene, is net te hoog, is onmoontlik. En so sal daar baie wees wat God in die Bybel, en die waarhede wat bevat word, minag en verwaand daarna verwys en spot, soos in Henog se tyd en ook in die tyd van Noag. Maar hier is die pragt van Henog se verhaal. En dit is ook die verhaal van jou en my lewe, en dit is hoe die Here, dis waarom die Here ons ook geroep het. Daar's 'n versie in Matteus 13:43 wat vir my so pragtig is. Dan sal die regverdige skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Die boodskap sê en praat van mense wat die wêreld skitterend versier. Broers en susters, ons is hier as gelowiges vir 'n tyd soos hierdie. Nou is die tyd vir jou en vir my om te skitter. En ons skitter deur die wonderlike boodskap te deel met ander. En die boodskap wat ons bring, is dat ons 'n God dien wat die hemel en aarde gemaak het. Hy het dit geskape. Daar's goeie nuus. Daar's 'n God wat jou liefhet. Daar's hoop. Hy kan jou sondes vergewe, maak nie saak wat jy gedoen het nie. Hy kan jou help. Vra hom net. Maak hom deel van jou lewe. Hy het die dood oorwin. Moenie kommer nie. Jou geliefde sal jy weer sien. Hy gaan kom. Daar gaan 'n einde kom aan ellende, aan pyn, aan hartseer, aan oorlog en verdriet. Hy gaan die wêreld in geregtigheid oordeel. Ja, die bose gaan betaal. Ja, die loon van die sonde is die dood. Daar is 'n dag van toerekening. Dit gaan plaasvind. Dit is belangrik om na sy stem te luister en om te volg, want hy gaan jou lei. Hy wil jou lei. Dit is belangrik om gehoorsaam te wees van dit wat hy vir jou vra. Hy gaan spoedig kom om jou en my weg te vat na sy nuwe wêreld. Dit is die wonderlikste boodskap wat ons het om uit te dra en te deel van die God wat ons dien. Daarom vanmôre, liewe toehoorder, God nooi jou as sy stapmaat. En spreekwoordelik in jou Christelike ervarings wil ek dit vergelyk met jou 64ste jaar. Miskien is 2024 geestelik jou 64ste jaar. Maar dalk is 2025, soos dit in die ervaring van Henog was, in sy 65ste jaar het daar 'n dinamiese verandering gekom in sy lewe. Miskien sê jy vir jouself, ek het baie keer hierdie verbintenis met Jesus, maar dit lyk of ek die golflengte verloor. Ons het nog nie hierdie hegte band, hierdie vriendskap gevorm nie. Ek beleef nie hierdie heerlikheid waarvan Job getuig in sy ervaring nie, maar dit is my begeerte om dit te wil hê. Ek het al so baie gehoor van wat hy verander gedoen het. Ek het gelees van wat hy kan doen, maar ek wil dit self in my eie lewe ervaar, eerstens. Dit het in Henog se lewe 'n verandering teweeggebring. En die naam van sy seun Methuselah, wanneer hy sterf, sal dit kom, was dalk 'n katalysator om te help besluit. En broers en susters, kom ons wees eerlik, ons weet nie wanneer ons gaan sterf nie. Ek sê altyd vir mense, Jesus kom in elkeen van ons se leeftyd. Dis 'n feit. Moenie mismoedig raak nie. En dis die wonderlikste leerstelling, want wanneer jy jou oë toemaak en wanneer jy dit in 'n oogknip weer oopmaak, dan hoor jy die stem van Jesus. Hy het geslaap in die graf. Wanneer ek sterf, dan het Jesus gekom, maar ek weet nie wanneer nie. Ek het nie sekerheid oor môre en die dag van volgende week nie. Hebreërs 10:37, nog net 'n kort tydjie, en hy wat kom, sal kom, en nie talm nie. Mag hierdie jou en my deurbraakjaar wees. Mag dit die jaar wees waar God ingryp in jou en my lewe. Waar God se liefde
jou in my hart opnuut verower, waar ek werklik tot inkeer kom, waar ek 'n besluit maak en God die reg gee en die mag gee om vir my 'n nuwe hart te gee. Dat ek werklik sal begin stap in die rigting saam met God. En mag dit wees dat daardie samesyn heerlik en meer heerlik sal word. Austin Miles beskryf dit so in sy wonderlike liedjie wat ons so dikwels sing. Ek kom na die blomtuin alleen, as die dou nog rus op die rose, en die stem wat spreek as die môre breek, is weer die stem van Jesus. En ons wandel daar en verstaan mekaar. En hy praat met my as 'n kind. In die stil genot daar die uur met God, sal iemand maar selde vind. Broers en susters, ek en jy bepaal eintlik hoe naby ons aan Jesus gaan leef. Ek en jy bepaal die distansie. Want daar is geen einde aan die nabyheid, die heerlikheid van ons, die diepte van ons ervaring. As ons dit graag wil doen, wanneer ons hom soek met ons hele hart. Mag dit wees dat ek en jy stap vir stap, dag na dag, week na week, maand na maand, uiteindelik jaar na jaar, saam met ons Hemelse Vader sal stap. En dat hy ook vir jou en vir my sal sê, ons vriendskap is nou so heg, die tyd saam met jou is so heerlik, is nader aan my huis, kom bly saam met my. Want ek wil jou vir ewig as my vriend hê. Mag dit wees dat hierdie jou en my ervaring sal wees. En as hy nie kom in ons leeftyd nie, en broers en susters, ek glo vas in my hart, ons leef aan die einde van tyd, ons is dalk die generasie wat die vervulling van profesie van Openbaring 13 sal sien uitspeel. Dit lyk so, ek gaan dit nie dogmaties sê nie, maar dit lyk so. En as ons dalk vir 'n wyle moet slaap, dan sal Jesus sê, rus maar, ek gaan jou kom wakker maak, wanneer ek kom. Mag dit wees dat ek en jy, God se vir ewige stapmaat sal wees. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. O Here, wat 'n wonderlike verhaal. Wat 'n wonderlike voorbeeld van iemand wat sy hart net oopgestel het en gesê het, Here, gee vir my 'n nuwe hart. Ek wil U vriend word. Lei my vandag in die rigting waarin U wil loop. Ek wil U stapmaat wees. Ek wil tyd met U spandeer. Ek wil ingeskakel wees op die golflengte van die hemel. Skenk aan ons die heerlikheid van wandeling in die teenwoordigheid van die God van die heelal. Mag daardie verkeer en tyd met Jesus ons verander. Mag ons skitter as gevolg van sy teenwoordigheid in ons lewens. Mag dit wees dat ons U vir ewige vriendskap sal ervaar in U nuwe wêreld. Dit vra ek in die wonderlike naam van Jesus. Amen.